Hallo vriende, so in die begin van 'n naweek, die 26ste Junie 2026 Vrydag, mag dit vir julle 'n mooi naweek wees wat so voor julle uitstrek. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, wat sommer by my opkom vanoggend is dat ek graag U wil loof en U aanbid vir U goedheid, Here, vir U teenwoordigheid in ons lewens en in my lewe. Ek wil U loof en prys, Here, omdat U altyd beskikbaar is. U is die almagtige skepper van die hemel en die aarde. Here, beskikbaar vir ons as swakke mense. Dankie vir die beskikbaarheid. Dankie vir U toeganklikheid, o Vader God. Dankie, Here, dat U altyd met sagtheid na ons luister. Dankie, Here, dat ons U het om altyd by ons te wees. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, nou kom ons hierso by 'n gedeelte in Hebreërs, by Hebreërs 12. Ons het nou gister 'n bietjie gesê, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle in stryd om lewe en dood gegaan het nie, né? Nou, as jy nou net die boonste versie vat, vriende, kom ons kan net gou so hier boons, dan staan daar die volgende, daar staan: Hou hom, dis nou Jesus voor oë wat so 'n vyandige optrede van sondaars teen hom verdra het. Nee, ek praat nou oor Jesus, die hele ding waar jy oog op Jesus gehou, die vorige gedeelte. En dan kom sê hy, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Nee, so wanneer ek en jy in hierdie lewende verhouding met God is, dan sal ons nie geestelik moeg word en uitsak nie. Geestelik moeg word en uitsak nie. En dan is dit interessant, dat dis waar ons gister gepraat het, kom sê hy net die volgende vers: julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle 'n stryd om lewe en dood geword het nie, né? So, as ek en jy nie hierdie lewende verhouding met God het nie, dan sal ons inderdaad oorgeset synde geestelik moeg word en uitsak, né? Maar wanneer ons oë op Jesus hou, né, staan daar so, wanneer ons hom voor oë hou, liewe, dan sal ons nie geestelik moeg word en uitsak nie. So die kern en die kruks is dat ek en jy in 'n lewende verhouding met die drie-enige God moet staan. Dat ons inderdaad in Jesus se voetspore moet volg en dat ons inderdaad moet toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk. En wanneer ek en jy in daai verhouding is en wanneer ons geloofsvormende gewoontes beoefen, want dit is wat ons in daai verhouding plaas, deur die woord te bestudeer, deur te bid, deur te reflekteer, te mediteer, deur te journal, liewe vriende. Wanneer ons daar die tipe goeders doen, dan begin ek en jy bewus raak en is ons in die teenwoordigheid van God. En wanneer ons so in die teenwoordigheid van God is, dan sal ek en jy nie sommer geestelik moeg raak en uitsak nie. Die dilemma met ons is wanneer ons nie in hierdie teenwoordigheid van die lewende God is nie, sal ons geestelik moeg word en uitsak. En sal dit dan raak, liewe vriende, dat ons inderdaad op die nie kan weerstand bied teen die sonde nie, omdat ons nie toelaat dat die Heilige Gees se invloed het nie, maar dat ons toelaat dat die ander knaap invloed op ons het, né? So dit is hoekom dit so belangrik is. En dan gaan hy aan en dan sê hy: julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. Dubbelpunt. Die aanmoediging. Nou is dit interessant wat hy hier so sê, hy praat nou met die mense hier so 80, 90 na Christus, né? Ek moet sê die volgende: my kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie. Want die Here tug hom wat hy lief het, en hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Dit is nou volgens Spreuke, né? Jy sal dan sien in jou Bybel sal daar so 'n F tekentjie staan, en dan heel onder in jou Bybel staan daar F, so hakie, en dan staan daar Spreuke 3 vers 11 en 12. Die Hebreërs skrywer haal is vir Spreuke aan, hy haal vir Salomo basies aan, ons dink is Salomo wat die Spreuke geskryf het. Nou is dit interessant, onthou nou, ons is post, vriende, die wet, ons is post die eerste verbond, ons is die tweede verbond, waar Jesus gesterf het, tot 'n volkome verlossing van al ons sondes. Maar onthou nou, die ou wat geskryf het, liewe vriende, ons moet onthou, hy is 80 en 90 na Christus, daar's 'n ander sisteme wat daar geld, net soos die mans daai tyd, was dit 'n patriargale sisteem, vrouens moes stil bly, die mans is die ouens wat praat, né? Daai hele ding van die 80, 90 na Christus en selfs verder. En nou kom sê hy hierso, hy sê, want die Here tug hom wat hy lief het, en hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem.
Nou, onthou, is my 5 sent, dat ek reflekteer daaroor, vriende, moet my nie kruisig wanneer ek vir julle maar die goedheid die hart uit sê nie. Ek kan nie sien dat God ons nog straf nie. Die straf is in Christus afgehandel. Ek is nie God nie, ek is net Rian, ek is 'n stofmannetjie. Die straf is afgehandel in God. Dat ons deur die lewe deur sekere slegte goed gaan, liewe vriende, dit is waar, en as jy dit wil sien as straf, kan jy, as dit vir jou werk, dit werk nie vir my nie, vir my is dit, dat Jesus het in my plek vir al my sondes gesterwe, vir eens en vir altyd, wat ek gedoen het, en nog gaan doen, het Christus klaar gesterf. So wanneer God na my, deur Christus na Rian kyk, sien hy 'n perfekte Rian raak, is ek perfek nie naaste by nie, ek is wel 'n verloste sondaar, ek doen nog steeds sondes. Maar Christus het die straf op hom geneem, dis hoe ek het verstaan. Christus het die straf op hom, die straf wat my en jou toekom, het Christus namens ons aan die kruis gaan hanteer. Nee, hy het namens ons, in die plek van ons, is hy as die sondebok gesien, en is hy inderdaad gekruisig, sodat ek en jy, liewe vriende, nie dieselfde lot, sodat ek en jy nie voor God om te staan en te sê, my Here, dit is nag vir my, ek het gesonde, en God sê, ag, jy hel toe nie. Wanneer ek en jy daar gaan staan voor die Here, liewe vriende, op die hiernamaals, wat gaan gebeur? Ons moet eintlik almal hel toe gaan in 'n sekere sin, maar omdat ons geglo het in Jesus, sal die ou sê, ja, dit is so, hy moet eintlik gaan, maar weet jy, hy het vir Jesus aangeneem, en Jesus het in sy plek vir al sy sondes gesterwe, as 'n volkomme verlossing van hom. So ek het altyd 'n bietjie 'n probleem met so iets, wanneer hy, alhoewel hy nou Spreuke aanhaal, nee, liewe vriende, is vir my is die straf afgehandel, en Christus is die straf afgehandel. As die straf van Christus nie afgehandel het, waarmee, jy weet hoekom het Jesus dan nou inderdaad vir jou, vir my kom sterf in die kruis. Nou gaan hy verder, nou sê hy, verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? As julle nie getug word, soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Verder, ons het ons aardse vaders gehad wat ons getug het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons nie nog des te meer aan die hemelse Vader onderwerp en lewe nie? Nou daarmee het ek het geen probleem daarmee, liewe vriende. Die tug, ek dink vir my, indien jy die tug wil sien, vriende van God, ek dink dit is 'n baie persoonlike ding. Niemand kan vir jou sê hoe dit werk nie. Dit moet dan nie tussen jou en God wees. Vir my net dink ek die tug is afgehandel. Die straf is afgehandel. Tug is mos nou niks anders as straf nie. Dis afgehandel in Christus, né? En so hoe dit werk, liewe vriende, maar wat begin ek en jy sien as tug? Dis my probleem. Want nou moet ons kategorieë begin instel in tug. Is tug inderdaad wanneer jy siek raak, is dit hoe God jou tug? Is tug wanneer jou kind oor die pad stap en hy doodgery word, is dit tug? Is tug, liewe vriende, wanneer jy bankrot gaan, is dit tug? Is tug wanneer jy 'n groot besigheidstransaksie verloor, is dit die tug? Is dit as jou salaris gesny word, is dit die tug? Is as jou kind in 'n motorongeluk doodgaan, is dit die tug? Julle verstaan my ongemak. Daarom vir my, straf is afgehandel, God se tug is afgehandel binne in die kruis van Christus, as 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Dat ek en jy God nie moet teleurstel nie, dis waar. Dat ek en jy nie die Heilige Gees moet bedroef nie, dis waar. Maar vir my is dit so, ek sal graag 'n gesprek met julle wil hê. Onthou dit my 5 sent, hè. Want dis hoe ek dit sien. Daarom sal ek nou ek verstaan wat hy sê, maar dit sit nie so lekker by my nie. Dat ons aan God moet onderwerp wees, dat ons moet bang vir hom wees dat hy ons moet tug. Dit sien ek glad nie so nie vir my, want dan kom die vraag in, maar hoekom het Jesus gesterf aan die kruis? Maar dis hoe ek het sien. Nou sê hy, ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getug, maar hy tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardie gevorm is 'n goeie vrug, vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Versterk daarom die slap hande en die lam klee en loop die reguit pad, dan sal wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word. So
Vriende, so julle hoor wat ek vir julle sê, die tigting is vir my 'n baie moeilike ding. In die menslike terrein verstaan ek dit, die tig en die goed, en ek verstaan dit ook as 'n ou net baie simplisties daaroor geestelik praat, maar in terme van my siening vir wat Christus vir ons kom doen met hom in ons plek vir al ons sondes te kom sterf, en hy die straf van God in totaliteit op hom geneem het, dan het ek nou, dan raak dit vir my ongemaklik dan om met die tig te praat, en hoe werk dit dan nou? Ek sal nogal graag julle denke daaroor wil self hê, ja, alhoewel ek verstaan wat hy probeer sê. Is nou maar is nou maar my een sien vandag vir wat dit werk. Ek wil hê julle moet saam met my dink. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.